Goeienaand, liewe vriende. Dis nou al vanaand Dinsdag aand. Dit is ons derde onderwerp in hierdie reeks van te vroeg vermoed verloor. Dit is in hierdie Pinksterweek wat vir ons nogal 'n belangrike tyd is. Die tyd wat ons tradisioneel eintlik in ons kerk gebedsgeleenthede het, in afwagting van die Gees wat gekom het om te kom nuut maak. Ek wil vanaand saam met jou kyk na hoe 'n platgeslaande mens wat voel ek is 'n totale mislukking. Hoe kan ek weer opstaan? Hoe kan ek weer die pad met 'n wip in my stap loop? Hoe kan ek met ferm forse gang aangaan en vir die Here leef, positief wees? Mag hy vir jou deur hierdie woord vanaand ook inspireer, dat dit nie maar net praatjies is nie, maar dat dit werklik gebeur. Want dis die wonder van God se woord. Sy woord is skepingsmagtig. Sy woord is so kragtig dat dit ook net deur jy nou hierna luister vanaand innerlik vernuwe en versterk kan word. Daarom kom ons stel ons oë in op hom, kom ons verwagting is op hom, want hy is die een wat ons bymekaar roep om in hierdie tyd hom te soek en vir hom te lewe. Genade vir jou en vrede wat kom van bo, 'n rustigheid wat geen mens sommer net sal kan verstaan. Amen. My liewe vriend, kom ons sing. Ons besing die goedheid van die Here. Is 'n lied in ons bundel, liedboek 200, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Kom ons sing dit lekker saam. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede. U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede. Dis U van wie ons heil verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie U rig my wil en strewe, U word by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy.
En nou wil ek saam met jou lees. Maar dit is mos so, hierdie wat ons nou gaan lees is God se woord. En ons kan nie maar sommer net induik nie. En sommer maar net besig wees daarmee nie. Kom ons bid die afhanklikheid van die Gees en sy kragtige werking met die lees hiervan en met die oordeenking daarvan. Here, ons oë is op U gefestig. U het geloof in ons lewens begin en U is die een wat dit elke dag laat groei en U is ook by die wenpaal. U is ook daar aan die einde van my lewe. U is die een wat vir ons op hierdie pad van nuut word in Christus kom plaas het. En nou vra ons dat ook vanaand hierdie woord kragtig in ons lewens sal werk. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil saam met jou lees uit Filippense, die bekende gedeelte in Filippense 3. U weet, dit gaan daar oor hoe dat Paulus opweeg al die voordele in sy lewe, sy afkoms, sy geleerdheid as 'n fariseer, al die belangrike dinge. Hy is deel van 'n uitverkore volk. En dan kyk hy na dit alles en hy sê, maar maak dit regtig vir my 'n beter mens. En dan kom hy met so 'n lied na vore waarin hy eintlik sê, ek wil streef daarna om die opstanding van die dood te bereik. En dan in Filippense 3 vers 12 en 13 en 14 wil ek nou lees. Vers 12 sê, het is nie asof ek kan sê ek het dit al bereik om die opstanding uit die dood, die volmaakte, volkome lewe in Christus te bereik, ek het nie. Maar ek streef daarna om dit my eie te maak, vers 12. Omdat Christus het my reeds sy eie gemaak. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na die dinge wat voor is. Het jy al ervaar dat jy voel, ek is 'n mislukking? Dit kom so maklik in 'n mens se lewe wanneer jou normale lewe, jou gemaksone in mekaar tuimel. Dit het in my lewe gebeur. 18 jaar terug moes ek beleef hoe dat daar nie meer vir my geld is om betaal te word sodat ek voltyds in die bediening kan bly nie. Ek moes uitspring. Dit is so asof skielik die mat onder jou voete uitgeruk is. Dit voel regtig asof jy 'n mislukking was as 'n dominee. Wanneer jy nie daarin geslaag het om aan ander se verwagtinge te voldoen en selfs ook nie eers aan jou eie verwagtinge te voldoen nie. Dis wanneer jy weet jy het een kans in jou lewe gehad en jy het daai kans verbrou. Jy moet nou maar saamleef met die konsekwensies. Jy het jou werk verloor. Jy het die eksamen gedop. Jy is uit die skool uit geskors. Jy het in die skeihof beland. Jy het 1 dop te veel gedrink. En jy het 'n kind doodgery. Jy is 'n mislukking. Jou ander lag vir jou dalk, maar jy huil. En jy veroordeel jouself tot die harde pad van 'n gevangenis van 'n swak selfbeeld en
selfvernietigende selfoordeel, selfverwyd. Mislukkings kom oor almal se pad. Geen een van ons hoef 'n kursus te gaan loop hoe om suksesvol te misluk. Jy weet self ook nie eens hoe gaan jy nou die wêreld in die oë kyk nie. Maar God weet. God het 'n boek geskryf, genoem Gods woord, die Bybel. En hy het hierdie boek geskryf vir misluktes wat opgestaan het. Hy het hierdie boek geskryf om daardie te openbaar, wat kan hy doen om mense op te tel, nuut te maak en wonderlik te gebruik. Dis 'n boek vol mense wat 'n flop was in hulle lewe, maar wel 'n tweede kans gekry het. Dawid, tot vandag toe in die oë van die Israel mense, van die Jode, 'n geweldige held, maar Dawid was 'n morele mislukking. Sy lewe het ook in duie gestort, toe hy geval het, om verlei te word deur Batseba. Elia het 'n geweldige triomf op Karmelberg belewe. Hoe dat die profete van Baal en die profete van Ashera tweede gekom het. En God triomfeer het, maar daarna is hy vervolg. En het hy swaar gekry, en het hy in die ellende beland. Maar God het hom kom optel. God het hom versorg. En God het vir hom 'n nuwe visie, en 'n nuwe seënreën laat wees in ander mense se lewe. Jona was in die vis se maag, toe hy desperaat geroep het, dat die Vader hom asseblief moet red, en toe het God hom uitgehaal en gebruik om herlewing in Ninive te laat kom. Was hierdie mense perfek? Was hulle perfekte mense? Nee. Was hulle perfekte mislukkings? Ja. Maar tog het God hulle gebruik. Dis 'n wonderlike ontdekking wat ons moet maak. God gebruik gebreekte, stikkende mense. Hy gebruik misluktes. Jou struikeling en jou val definieer nie wie jy is nie. Want jou struikeling en jou val kan jou nie vir ewig breek nie. Jou maker is daar om jou op te tel, al die gebroke stukkies aan mekaar te sit en vir jou 'n nuwe visie te gee. Hy kan uit niks, kan hy iets groots maak. As dit ware kan ons sê, hy het jou val sien kom. As jy jou Bybel goed ken en jy onthou die verhaal van die inkoms van Israel in die beloofde land, sal jy onthou hoe dat hulle by die Jordaanrivier gestuit is. Hoe dat God met 'n wonderwerk vir hulle deur daardie Jordaanrivier laat kom het. Voor hy hulle nog laat kom het, het hy geweet hulle gaan 'n mislukking wees teen 'n klein stadjie met die naam van Ai. Hy het geweet hulle gaan ongehoorsaam wees, maar nogtans het hy hulle gehelp, het hy hulle in hierdie land ingevat. En nogtans het hy vir Josua aangemoedig. Kyk maar in Josua 1, ons lees daar in Josua 1, sommer net in die 2de vers al, Moses, my diensknegt is dood, sê hy vir Josua. Daarom maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle Israeliete gaan gee.
Elke plek waarop jou voet trap, sal ek julle gee, soos ek vir Moses beloof het. Moenie moedeloos wees nie. Wees daar, wanneer hy jou optel en sê, gaan. Gehoorsaam en doen. God se belofte op die vir 'n beloofde land daarvoor berus nie op hierdie volk se perfekte lewens nie. Maar sy belofte berus op hom wat 'n perfekte God is. In God se hande is geen verlies 'n katastrofe nie. Ek wil saam met jou lees uit Psalm 37. In Psalm 37 staan daar hierdie mooi ding in vers 23 en vers 24. Danksy die Here stap 'n jong man met ferm tree en die Here is tevrede met sy lewenspad. En as hy val, sal hy nie neerslaan nie, want die Here hou hom aan sy hand. Dis 'n krities belangrike ontdekking om te maak. Want as jy hierdie ontdekking gaan miskyk, dan mis jy jou weerbegin. Glo dat God se genade groter is as jou mislukkings. Hoor maar weer die woord in Romeine 8. Romeine 8 sê daar's geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen verwyte nie. Al het jy geval, daar is geen verwyte vir jou wat in Jesus Christus is nie. In hom is jy meer as 'n oorwinnaar. Vers 4 sê dit, hy gee hierdie geen verwyte nie vir mense wat nie volgens hulle sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Dit, my liewe vriend, dis waaroor Pinkster gaan. Die Heilige Gees is gegee om in jou lewe te kom nuut maak, om jou te begelei in die volle waarheid, om jou oortuig van dinge waarvan jy nog nooit voorheen oortuig was nie, want hy kom gee nuwe insig. Hy maak nuut. Ja, hierdie ontdekking is belangrik, dat hy ook vir jou kan optel. Almal struikel. Ons is nie volmaak nie. Die verskil kom egter met wat doen jy daarna, nadat jy geval het. Sommige het geval en hulle sak al dieper in 'n put van selfverwyt en selfvernietiging. Maar ander struikel en val in God se arms. Engels het 'n mooi spreekwoord wat sê, let go and let God. Val in sy hande. Die wat genade vind in sy hande, dis hulle wat volgens Romeine 8, die 4de vers, deur die Gees van God begelei word. Toe die volk na die staatjie al daai geweldige mislukking gehad het, hoe hulle moes vlug vir hulle, hoor ons in Josua die 8ste hoofstuk, na daardie mislukking, kom sê die Here weer vir Josua, moenie bang wees nie, moet jou nie laat afskrik nie, neem al die weerbare manskappe saam met jou, en maak gereed, en trek op na Ai. Kyk, ek gee hulle, die koning en al sy manne, die stad en sy gebied, gee ek in jou hand. Onthou jy die storie van die verlore seun? Net soos hy, is jy ook deel van 'n besondere familie, met 'n baie sorgsame Vader. En miskien het jy, net soos hy, alles verkoos, deur verkeerde keuses,
Miskien het jy alles verloor, net soos hy alles verloor het. En op die ou end in die varkhok beland. En uit desperaatheid het hy ook maar begin varkkos eet. Maar hierdie seun hoor toe daar die stem van die Gees van God wat vir hom roep. God roep en hy maak 'n besluit om sy lewe te verander. God roep hom en sê, maar dit is beter terug by jou vader. En hy maak 'n besluit en sê, ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my vader. My liewe vriend, om in die varkhok te bly is maar 'n stinkende plek. Maar om daar te bly is, soos die Engelsman sê, plain stupid. Staan op. Weet dat hy met 'n helpende hand uitgestrek is na jou. Hy het gekom om te soek en te red wie verlore gaan. Hy het gekom om almal wat gestruikel het op te help. 'n nuwe begin vereis 'n stap van geloof, 'n stap van opstaan. Paulus het ook so 'n stap geneem. Uit die gedeelte wat ons nou gelees het in die begin, Filippense, in Filippense 3 sê hy, ek maak my los van wat agter is. Die foute van die verlede bly daar agter. En ek strek my uit na wat voor is. Hebreërs 12 sê dit mooi. Ons is in hierdie wedloop. En in hierdie wedloop is daar so baie wat teen jou is. Wat van voor af kom, wat vir jou wil oortuig, draai om, jy's verkeerde kant toe. Maar dan sê hy nee, hou koers, deur jou oog gefestig te hou op Jesus. En dan sal jy, wat miskien verlam geraak het, kan opstaan. Want dit is Jesus, hy wat nuut maak. Steek ook sy hand vir jou wat voel jy se mislukking. Amen. Here, het is so wonderlik om nadat ons miskien van kleins af groot geword het met 'n idee van 'n veroordelende kwaai God wat vir ons gaan straf oor al ons verkeerde dinge. Het is vir ons so vars om te hoor, U is 'n God wat eintlik vir ons soek om te red, wat gereed staan om ons op te tel, om ons hand te vat, as ons hierdie besluit geneem het, ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my Vader, om in die huis van die Here dan te bly, tot in lengte van dae. Doen dit asseblief ook in ons lewe. Want doen dit in die lewe van hulle wat swaar kry. Daar's mense wat in diepe depressie geval het, wat stikkend is, van wie hulle wêreld wat rondom hulle in duie stort. En ook in hulle eie harte. Ons bid vir U reddende genade in Jesus se naam. Amen. Nou, my liewe vriend, kom ons sluit af met 'n lied. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Kom ons sing dit saam soos wat jy die begeleiding ook nou gaan hoor. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het die guns my aangebied. Ek loof en prys U deurentyd. Ek loof en prys U deurentyd. En loop U groot barmhartigheid. En loop U groot barmhartigheid.
nou wil ek weer eens die voorreg hê om namens die Here vir jou te sê, genade vir jou, vrede vir jou, seën vir jou wat wil opstaan. Ek is met jou al die dae. Amen.